nog highlighters. Weeg wat oor. Okay. Right, so, die opskrif daar sê, die effek van 'n nie vlugtige oplosmiddel op die kookpunt van 'n oplossing. Okay? Julle drie daar agter, waarmee is julle besig? Hoekom? Ek het my dit as uitgaan te leer en ek het dit nie teruggesit nie. Ek sê dit gewillig in my boek, sodat dit daar is met die stuk van ons werk. Jy sien ek nie die klomp bladsy wat uitsteek deur die sien-map is in, maar toe was ek nie. Ek het ophou luister, so jy sê jy goed is nie. Jy moet jy goed kry. Okay, goed, so, wat is 'n nie vlugtige stof? Dis iets wat nie verdamp nie, né? Nie verdamp. Jy kan ook dink is baie keer nie vlugtig kan ook beteken of insinueer dat die ding nie aan die brand sal slaan sommer nie, maar dis nou nie eintlik presies wat dit beteken nie. Dan oplosmiddel is iets soos 'n solid of in jou kop kan jy dink iets soos ouros. Nou juffrou, wat bedoel jy met ouros? Iets wat jy gaan aanmaak, iets wat jy gaan verdun. Okay. So 'n nie vlugtige iets wat nie gaan verdamp, solid of oplosmiddel, iets wat baie swaar vloeistof het soos olie gaan nie sommer verdamp nie of so. Okay, op die kookpunt van 'n oplossing en oplossing hier dink ons aan water, heel moontlik. Dis dit opgelos word. Okay, dan gaan ek lees en dan gaan ek verduidelik. Dit sê daar verdamping is 'n oppervlaksverskynsel. So dit gebeur op die oppervlak van iets. Die teenwoordigheid van 'n oplosmiddel, suiker of 'n ioniese stof verdun die aantal oplosdeeltjies op die oppervlakte en die oplosmiddel se aantrekking op die oplossing se deeltjies maak dit moeilik vir die oplossing om te verdamp. Dis verlaag die dampdruk van die oplossing en die kookpunt verhoog. Okay. Baie woorde, juffrou verduidelik wat jy daar bedoel. Kyk na die prentjie hieronder. In die prentjie onder het ek 'n suiwer vloeistof soos byvoorbeeld water. Okay? Nou as jy kyk tussen waterdeeltjies, kyk so, waterstof word mos negatief gelaai en suurstof word waterstof word positief gelaai, suurstof teken jy word mos negatief gelaai, né? Hoekom gelaai bedoel ek met die aantrekkingskrag tussen die elektrone wat gedeel word met meer alleen pare en die vorm en die blablabla al daai goeders. So dit positiewe en negatiewe kante en hierdie positief trek hierdie negatief aan. So hier tussenin sit ons met waterstofbinding intermolekulêre kragte. Sterk kragte redelik. Kijk, nou, waarvan hulle daarbo praat is, as jy 'n soutstof vat, wat ionies is, en dit in die water oplos. Okay? So kom ons sê, ons vat byvoorbeeld natriumkloried, en dit is mos eintlik natriumione en kloorione. So 'n ioniese stof. Okay, so jy vat daardie twee ione, en jy los hom op in water, dan gaan hy min of meer so lyk. Sê nou maar, ons vat nou natrium. Dan gaan daai watermolekuule hom gaan vat dat hy opbreek of ontbind. Dat hy so lyk. Suurstof word mos negatief gelaai, gaan hy die een kant is. So, daai watermolekuule omring daai ioniese stof. Want ons kry dit mos dat dit is natrium aqueous. Wat beteken aqueous? Omring deur water. So die watermolekuules omring hom. So tussen hierdie twee het ons wat hier daai ding is 'n ion, ioniese stof, 'n ion, kation spesifiek. En dan het jy hierso vir water wat 'n dipool is, want hy het of 'n net 'n dipool is eintlik. Want hy het mos twee pole. Diep beteken twee. Positiewe pool en 'n negatiewe pool, né? So tussen die ion het jy en die dipool
het jy daar 'n intermolekulêre krag. En daai intermolekulêre krag is 'n ion-dipoolkrag. 'n ion-dipoolkrag. Ja. Sorry, ek sê net gewees het hoekom die dipool van Die beteken 2. So, jy het 2 pole. Jy het 'n positiewe pool en 'n negatiewe pool, 'n dipool. en die natrium is dan die ion. Is die ion. Want as ek dit doen. So daar tussenin het jy ion-dipoolkragte. Nou tussen hierdie twee, tussen 'n ion-dipoolkrag en 'n waterstofbinding, watter een is sterker? Okay. So 'n ion-dipoolkrag is die sterkste krag. Daai prentjie wat ek jou geteken het nou net is hierdie prentjie. Die watermolekules rondom die natrium. Okay, goed, dis lelik. Okay, so jy het hier tussenin ion-dipoolkragte en het jy waterstofbinding. Ion-dipoolkragte is sterker. Wat beteken dit? Dit beteken as jy hierin kyk dat daai aantrekkingskragte tussen die deeltjies is baie sterker as hierdie aantrekkingskragte. Watter effek het dit? Dit beteken dat hierdie ene nie so maklik verdamp soos hierdie ene nie. Wat beteken dit? Daar's minder dampdeeltjies, minder dampdruk, meer dampdeeltjies, meer dampdruk. Wat beteken dit? Hierdie een moet baie warmer gemaak word voordat hy gaan kook. So hierdie een se kookpunt is byvoorbeeld 100 grade Celsius en dan is hierdie een se kookpunt 120 grade Celsius. Dis nie 'n feit nie, byvoorbeeld. Is jy met my? Okay, so wanneer jy sout en water gooi as jy kos maak, rys kook, pap maak, pasta maak, wat ook al, dan vat jy mos water, gooi sout in en dan tot hy kook en dan gooi jy jou ander goeders in. Ja, jy moet begin kos maak by die huis. Hoekom doen jy dit? Nommer 1 vir flavour, sout gee flavour. Nommer 2 is wat jy basically doen is jou water gaan langer vat om tot by kookpunt te kom. Maar wanneer dit daar kook, gaan hy warmer kook. So in plaas van jou kos kook teen 100 grade Celsius, kook jy dit teen 120 grade Celsius. Dit is vinniger gaar. Okay, anyway, so wat het julle vandag nog geleer is die volgende. Om 'n nie vlugtige oplosmiddel, sout, in 'n oplossing te meng, water, verlaag die dampdruk en verhoog die kookpunt. Okay, nou dit wat hierso is nie 'n definisie nie, dis net 'n verduideliking. Okay, so dis nie 'n definisie nie, dis net 'n redenasie, 'n verduideliking wat er staan. Okay, is julle met my? Goed, waar pas ons dit toe? Ons pas dit toe by die beginsel van antifreeze. Wie het al antifreeze in mekaar gegooi? Okay, Rico, verduidelik vir die klas. Wat is dit? Juffrou, dis Nee, juffrou, die klas. dis 'n tipe water wat in jou radiator gooi, maar teen 'n baie lae temperatuur vries. Baie, okay, goed. Is dit koud hier in Parys? Julle praat bolos. Dit word baie koud. So wat baie keer in die winter kan gebeur is jou water in jou radiator wat nou by jou kar in gang hou en afkoel en alles. Hy kan vries, dit kan te koud word en dan wil jy 'n kar start nie en dit kan nie engine of mos en nie. So wat hulle doen is hulle by die water gooi hulle antifreeze by. Dit maak antifreeze. Dit maak as 'n vrieswater se vriespunt nie 4 grade Celsius is nie, maar sien maar minus 8 grade Celsius. Ja. Jy probeer vir my kos, dit is nie met water. Ja, asseblief. Dit is doen my self. Plesier. Okay, so dit is waar hulle hierdie goed toepas. Is jy gooi iets by water dan verander dit die kookpunt van die stof. Of smelk. Dan die volgende ding daar is viskositeit. Viskositeit. Ek gaan lees, wat is dit? Dit is die mate van 'n vloeistof se weerstand tot vloei. So beteken hoe moeilik vloei dit? Hoe moeilik gooi dit? Nou as jy byvoorbeeld water het versus olie. Gewone lekker sonneblomolie. Okay? Watter een gooi moeiliker? Is jy right? Ja, Watter een gooi moeiliker? Olie, nee, want hy is die deeltjies meer by mekaar. So olie gooi moeiliker, so hy het 'n hoër viskositeit. Nou,
wat kan ons aflei van dit? Ons kan dus aflei dat olie sterker intermolekulêre kragte het en dus 'n hoër kookpunt gaan hê. Want sy deeltjies word sterker na mekaar toe aangetrek. OK, viskositeit. Goed, dan gaan ons nou hierdie eksperiment doen. Wie het die mooiste handskrif in hierdie klas? Laura? Klo. Sal nou sien. Okay. So Laura, Kailien, jy gaan op Laura se notas skryf asseblief. Ons gaan hier so skryf. Ons gaan hierdie eksperiment doen en jy gaan byvoorbeeld elke keer sê by die natuur polêr of nie polêr of ionies. Dis ons opsies. So by die natuur, dis ons opsies polêr of nie polêr of ionies. En dan by oplossing gaan jy byvoorbeeld so gaan, die hakkie maak. En dan gaan sê jy ja, hulle los op in mekaar of nee, hulle los nie op in mekaar nie. Okay, sharp. By elkeen gaan 'n paar van hierdie eksperimente doen. Julle gaan vir Lara help en ek gaan die eksperiment doen voor. Ek wil net gou wat goed kry. Die kromaat. Ethanol. Wat is die ander goeie? Jy moet harder praat. Nee. Is water polêr of nie polêr? Polêr. So jy skryf vir polêr. Ethanol, polêr of nie polêr? Ethanol, alcohol. Wat is dit weer? Is ethanol? Ethanol het 'n waterstofbinder deel. Dis nie die molekules wat jy leer hierdie jaar nie. Hier is water. So ethanol is ook polêr. Wat word hierdie ding genoem wat ek nou skryf hier? Pipet. Wat word hierdie ding genoem? 'n buret. Pipet, klein, buret, groot. Kijk, goed, so daar het ek nou water ingegooi. Okay, en nou vat ons ethanol, ek gaan eintlik net 'n bietjie meer water kry. Juffrou, so hoe weet ons ethanol is Ek het water op binne, ek gaan volgende jaar leer, ek sê dit staan. So is kyk, sien soos 99% ethanol kan ek dit drink, dis nie alcohol. Nee, ethanol of alcohol verwyder water uit jou uit. 6% word, dit is giftig, dit was niks. Okay, so ek gaan alcohol daarby gooi, uit die tyd uit. En meng hulle met mekaar? Ja, jy kan sien
uitpaas. So, daarom is dat as wat gebeur as jy drink? Ja. Jy net in asem. Okay, kan jy sien dat hulle hier in mekaar op posisie na twee lyntjies? Okay, kan jy sien? Twee lyne. Dan probeer skep. Like dit is amper soos olie en water en dan sien jy dan skyle. Okay, so is hulle oplosbaar? Koolstof tetrakloried, wat se vorm gaan hy hê? Fluorstruktuur vorm wat? Tetrahydries. Tetrahydries is dipolêr, so dit is die simetries is dipolêr. So koolstof tetrakloried is dipolêr. Goed, dan het ek weer water. Ek chloroform verdamp, so ek gaan hom toemaak. Waar kan jy nou? Dit is langs. Ja, chloroform en dan net water en dan het ons kaliumpermanganaat. Kaliumpermanganaat sit weg jou selfoon. Ja, jy kyk sommer op die video wat jy het. So weg. Dis pakkertjie. Okay. Goed, kaliumpermanganaat is so 'n pers kristal. Dit is 'n beautiful kleur. Juffrou, ons het dit gister soos gister mos ja. Water met koolstof En toe? Oeblik. Ja. So dis wat ons hier sal sien, is hy word net pers. Okay. So waterpolêr, kaliumpermanganaat. Ek sê dit een kristal wat goed het eintlik meer uitgooi. Ons doen vir een kristal. Kaliumpermanganaat is 'n ikoniese is 'n kristal so. En water, so dieselfde ding, ek wil net vir julle wys. So hy is oplosbaar, hy is ikonies, so hulle los in mekaar op. Volgende het ons water en 'n jodiumkristal. 'n kristal? Ja. Jodium is deel van die halogene, kan jy so net twee woorde. Ons het hy deel van die halogene, hy is 'n diatomiese molekuule en chloor, brom en jodium is min of meer dieselfde. Chloor, brom en jodium ryk dieselfde, hulle ryk so stoor. Hulle is geelig en hulle gee min of meer dieselfde op. Okay, dan hier ryk daar ryk die chloor, die ryk die halogeen. En as ek nou uithaal hier, ag, ek gaan so oor hier. Ja, uithaal hier, ek gaan dit so maak. Dan sien jy dit is nie, as ek hom uitgooi is dit grys, maar as ek nou een vat, hy verdamp nogals maklik, hy sê ook nie meer maklik, dan sien jy so bruinerige, geelerige vlek wat hy maak, hierdie gaan weg en hy verdamp regtig maklik. So ek het my eerste jaar wat ek skool het, hierdie experiment gedoen, die ding opgemaak, ongelukkig op die kind voor my gemors, en skool was ook nie dit bid en gehad, soos dit, die bruin vlekke, voor die kind so bid en nie. Jodium, jy kan al baie allergies wees vir jodium. Kort nie. Sorry. Is jy nie? Letterlik die volgende periode toe. Jy is mos allergies vir jodium. Is dat allergies? O, is jy? Juffrou, nie, juffrou het soos op my hand of iets gekry. Is dit so vrou spy? Ja. Dit was op die plan. Ek is baie klaar. Okay. Dit was op jou vraag. Dit was okay nie. Is jodium polêr of nie? Okay. Wat is jodium? Polêr. Okay, goed. So, hier het ek 'n jodium kristalletjie en hier sou ek wat het ek? Water. Okay, ek het 'n jodium kristal en water. En ek kan hom net soveel as ek wil, dan gaan ek studeer. So wat is die vorm van jodium? Watter loosstruktuur vorm dit? Lineair. As dit lineair is, 'n I en 'n I. Dis lineair, so hy is simmetries, so hy is dipolêr. Juffrou, kom ons die kaliumpermanganaat ionies. Kaliumpermanganaat is 'n sterkstof, so die kalium is 'n positiewe ion en permanganaat is negatief. Okay, volgende het ons chloroform.
het 'n proefbuis nog gekry. Een bietjie van die oorgooi. Okay, wat moet ek bygooi? Die persgoed. Kyk die persgoed. Hierdie is chloroform. Chloroform en persgoed, hy het nou pers gemaak, né? Doen absoluut niks. Wat? Doen niks nie. So, wat het ons gehad? Ons het koolstoftetrakloried is bipolêr en kaliumpermanganaat is ionies. Het hulle opgelos? Nee, opgelos in mekaar. Dan volgende het ons chloroform en die jodiumkristal. Nou het ons gehad water en die jodiumkristal. Hulle het nie opgelos in mekaar het, daar lê die kristalletjie nog wat doen onder. Hier het ek my jodium en chloroform. Ja. En hulle los in mekaar op. Okay, so koolstoftetrakloried is bipolêr en kristal jodium is bipolêr en hulle het mekaar opgelos. Ja? Omdat ons nou die koolstoftetrakloried, die jodium en koolstof by pers. Dis my kleur wat hy maak op mekaar. So is het maar net as hulle meng maak hulle Maak hulle weg. Okay, nou net kook. Okay, die laaste twee goed het ek net. Nou nie suiker hier nie en nie olie hierso nie. Ons gaan hom voorspel. Okay. So kom ons dink gou daarna. Water is polêr. 'n Suikerkristal is nie polêr. Sê weer? Vir alles wat bipolêr is. En dan boys moet doen so dat ek So, wat dink jy dan gaan gebeur as jy water en suiker in water gooi? Los jy dadelik op? Hy doen nie bloed water warm maak nie, dan so suiker, né? So hulle gaan is nie oplosbaar. Dis nou as die koue water. En dan het ons koolstoftetrakloried, chloroform het ons nou net gesê is bipolêr en olie. Olie is bipolêr. Hoe weet ek olie is bipolêr? Gaan olie en water meng? Nee, en water is polêr. So olie moet bipolêr wees. Ja. Olie is bipolêr en gaan hulle oplos in mekaar? Ja, dis sal oplos in mekaar. Okay, dankie. Laura. Dis juffrou. Right, so wat het ons nou hier uitgefigure? Gaan hulle nie mee. Nee, dit is selfsmatige opbouing dan word vir julle. Soos as jy te veel deur baie gesteek word, dan kan jy allergies word vir bysteek. Al was jy nou nie begin nie. Dit kan wees. Right, dankie. So, hierbo sê ons, nie-polêre stowwe los in nie-polêre stowwe op en ionies en polêre stowwe los in polêre stowwe op. So selfde pas by selfde. Dit is wat ons uitgefigure het vandag. Okay. Dieselfde pas by dieselfde. So nie-polêre stowwe los in nie-polêre stowwe op en ionies en polêre los in polêre stowwe op. Dit was daai een vraag in die eksamen wat ons uitgehaal het. Was basically die antwoord. Okay, ja. Hoe sê dit ioniese en polêre stowwe los in polêre stowwe op? Want ons het gesien hierso dat as jy 'n ioniese ding, 'n soutkristal het en jy los hom in 'n polêre ding op, het hulle opgelos. Want dis die positiewe en die negatiewe goed wat mekaar aantrek. Okay. Goed, so dit sê daar oplossing van nie-polêre stof in 'n nie-polêre oplosmiddel. Soos wat ons gehad het met jodium en koolstoftetrakloried.
Hulle albei het dieselfde soort intermolekulêre kragte. Hulle albei het London-kragte, London-kragte en daarom gaan hulle met mekaar meng. Okay? Waar as jy byvoorbeeld 'n ioniese stof het, dan gebeur daar ietsie anders en dit het ek nou 'n bietjie vir julle van vertel twee kere. Hierdie sal nou die derde keer wees. Is as jy byvoorbeeld 'n soutkristalletjie. Daar's 'n soutkristal. Wat is 'n kristal? Dit is 'n kristalrooster. Dis net positief, negatief, positief, negatief, positief, negatief, dieselfde ding. So. Dis hierso, is die soutkristal. En jy sit hom in water, dan kom daar molekules en die natrium is die pers ene, kloor is die groen ene. Kloor is negatief. So dan kom daar positiewe watermolekules of die positiewe waterstofatome van die watermolekules en hy haal hom so uit. So dis hoe hy oplos. Hulle almal haal hulle so een vir een die watermolekules haal hom uit. Okay, en dan omring die watermolekules die ioniese ion. Okay, en daartussenin het ons nou weer watter soort intermolekulêre kragte? Ion, dipool intermolekulêre. Sterk intermolekulêre kragte. Nou hierdie proses waar die water hom so uitmekaar uithaal, die hele soutkristal tot laat hy oplos. Daai proses word genoem dissosiasie. Wat beteken dissociate nou weer? Is om op te breek. So die woord dissosiasie beteken opbreek. Asie beteken proses van. So dissosiasie beteken jy breek op. Okay, wat is dit die definisie daar? Dis die proses waar ioniese stowwe in water opbreek om hidreerde ione te vorm. Wat sê gehidreerde ion? Hydrate beteken omring deur water. So 'n hidreerde ion is 'n ion wat omring is deur water. Dan water neem nie deel aan die reaksie nie. Jy het sterk ion-dipoolkragte daar. Alles goed wat ek al gesê het. En dan wil ek jou net gou wys hoe skryf ons hierdie dissosiasie reaksie. Kan ek maar opgaan? Okay, jy skryf hom so neer, jy begin met jou ioniese stof wat 10 is sout is, wat 10 is solid is. Ionies, sout, solid. Dan wys jy het 'n pyltjie, dan bo op die pyltjie skryf jy die water neer. Want hy reageer nie met water nie, hy reageer net in die teenwoordigheid van water. Okay? En dan kry jy die natrium-ion aqueous, want hy is omring deur water. En jy kry die chloor-ion aqueous, want hy is omring deur water. Shap. Dis nie te moeilikie. Wat is die proses se naam? Dissosiasie, want hy dissociate, hy breek op. Okay. Dan op die volgende bladsy kry ons 'n proses wat genoem word ionisasie. En dit is waar jy 'n polêre stof in 'n polêre oplosmiddel sit. Okay? Soos byvoorbeeld wanneer jy vat 'n ioniese stof, 'n polêre stof. Wat het ons gedoen wat polêr en polêr was? Ek dink nie ons het iets gehad nie. Het ons gehad? Ons het gehad nie. Maar dit sal wees waar jy byvoorbeeld soutsuur vat en jy los hom op in water. Okay. So dis nie 'n sout nie, dis nie 'n ioniese stof nie, dis 'n polêre molekuule want hy het 'n positiewe en 'n negatiewe kant. Polêre stof, jy los hom op in water, dan kry jy ionisasie. Asie beteken proses van, ion beteken ion. So hierso maak jy 'n ion. So dit was nie 'n ion nie, jy maak nou eene. Ionisasie. So die definisie daar is die proses waar polêre kovalente stowwe met water reageer. As
As jy fyn dop hou, sal jy sien met dissosiasie het ek nie gesê met water nie, ek het gesê in water. Water neem nie deel nie, maar hierso met water deelneem, reageer om ione vir die heel eerste keer te vorm en water neem aan die reaksie deel. Okay, so ionisasie is waar jy ione vorm. So ek het vir jou hierso gesê, sê nou ons begin met soutsuur. Hy reageer met water. Dan wat jy kry is hierdie waterstof ion breek af en hy gaan sit met daai watermolekuule. So die waterstofkloried breek eintlik op, daai kovalente binding breek op. Die waterstof gaan sit met water en dan watter steek jou hand op vir sweetie, watter molekuule sal vorm? Ja, Kruiten? Wag, wat? 'n hydroon. Dis is 'n halwe sweetie, maar ek sal hom vir jou gee vandag. Hydronium-ion. En dan vir 2 sweeties, watter soort spesiale binding kry jy in 'n hydronium-ion? 'n Spesiale binding vind jy in 'n hydronium-ion. Dit my sweeties. Okay, ek gaan vir julle nog 'n oomblik gee om te dink terwyl ek skryf. So vorm die hydronium-ion en 'n kloor-ion, sorry, en dit is aqueous en aqueous. Hierdie een is eintlik 'n gas om mee te begin en hierdie is 'n vloeistof om mee te begin. Ja, Rico. 'n datief kovalente binding. Wat gebeur, Rico, in 'n datief kovalente binding? Jy kan dit maak Ja. Is dit daai waar hy hoef nie eintlik sy goed te deel nie, maar deel hy dit? Yes. Water was eintlik volledig en dan gee hy daai 2 deel hy met arme waterstof wat niks het nie. Nou, wanneer ek sê wetenskap, dan sê jy, ek kom in jou kop op. Jy weet soos jy het connections in jou kop. Max? Nee, as ek sê Albert Einstein, dan dink jy? As ek sê sure. As ek sê Energade, waar dink jy? Soos almal dink aan iets, jy het 'n prentjie in jou kop, nee, want jy connect woorde met dinge. Nou, van nou af, tot die dag wat jy jou kop neerlê vir die heel laaste keer. As jy sien, hoor, lees hydronium-ion, dan moet jy dink suur. Daai 2 gaan saam. Hydronium-ion, suur, hydronium-ion. Same. Daar is nie verskil tussen die 2 nie. Okay. Juffrou, is hulle albei nou aqueous? Hulle albei is aqueous want hulle is opgelos in hierdie water. Okay. Dan het ons sê nou maar het begin met 'n basis. Wat is daai ding se naam? Ammoniak. En hy reageer met water. Ammoniak om mee te begin is 'n vloeistof, water is 'n vloeistof. Dan wat hier gebeur is een van daai waterstowwe gaan na ammoniak toe. So suur en 'n basis doen 2 verskillende goed en jy gaan nog later die jaar daarby uitkom, jy het 'n suurbasis hoofstuk. So die suur het gegee waterstof en die basis vat 'n waterstof, dan kry jy hierdie molekuule en ek gaan 'n sweetie gee vir sy naam en hierdie molekuule en ek gaan 'n sweetie gee vir sy naam en dan gaan daar 'n bonus sweetie ook wees. Jy mag nie nog sweeties kry nie. Ja. Moet ek al gesien? Nee, dit een. Ammonium-ion. Ammonium-ion. Okay. Dan 'n bonusvraag is watter soort spesiale binding vind jy in 'n ammonium-ion?
Kan jy hoor hydronium, ammonium, stelle agtervoegsel? Hulle albei het 'n datief kovalente binding agter hulle. So hierdie een is die ammonium ion. Okay, so hier wys ek net vir jou 'n prentjie van hoe soutsuur oplos in water. So ek gaan net gou hier ingaan. So daar sien jy is die soutsuur, daar sien jy is die water, is nou die gas wat ingepomp is. En omdat hulle albei polêr en polêr is, gaan hulle later met mekaar meng. En dan sien jy daar het die kloor is omring deur die water. En dan sien jy die, hierso is die ammonium ione wat gevorm het. Kyk, ja, ammonium, hydronium ione wat gevorm het. Goed, so nou, hier is ons nog nie klaar met hierdie hoofstuk nie. Laat lei die klok, amper. Het ons al kwantitatiewe aspekte van chemiese berekening gedoen? Sê het nog nie. Okay, graad, wat is julle? 11. Jou huiswerk is op bladsy 17, vraag 6. Nee, wag ja, vraag 6, vraag 5 en vraag 3. 3, 5, 6, ek het nou teruggegaan in tyd daarso. 3, 5, 6, vraag 3 en 5 is daai ionies, oplossing polêr. Ek gaan julle 3 uit my klas stuur. So 3 en 5 is daai, hierdie is polêr, hierdie is nie polêr, hulle los op, hulle los nie op nie, daai tipe goeders. En vraag 6 is hierdie reaksies wat ons nou net geoefen het, wat jy gaan moet neerskryf. Okay? So jy gaan sê of hierdie ding gaan ioniseer of dissosieer. So jy moet uitvind is hy polêr of nie polêr om mee te begin. En dan gaan jy neerskryf plus water of pyltjie water bo-op en dan moet jy die reaksie voltooi. Jy kan vir my uitlos nommer D en nommer F. Kan jy vir my uitlos? D en F. Dis nie dat jy hier nie hoef te ken nie. Dis net bietjie moeiliker, so ek gaan dit môre saam met jou doen. So jy kan 'n plekkie ooplos as jy huiswerk doen vir D en vir F. Die plekkie wat jy ooplos daar vir my is 4 reëls. Soos 4 lyntjies in jou antwoordboek of skryfboek. Okay.